Ek was absoluut fanaties oor hierdie grap en ek het regtig gelag en dan kry ek myself, dan lê ek in die bed, dan lag ek in die bed ook en dan vra Janine vir my, nou wat gaan nou aan? Sê ek het 'n grappie gelees, maar ek wil dit nie vir jou sê nie, sodat jy dit ook Sondag vir die eerste keer kan hoor. Die dominee, die dominee is besig om vir sy Sondagskoolklas ekskuus te leer oor die 10 gebooie. Vreeslike ernstige storie en hy praat spesifiek met die kleintjies oor jy mag nie steel nie. Die woord sê duidelik, jy mag nie steel nie. En om hierdie ding nou prakties te maak, nou vra hy vir die kleintjies. Kyk, dit is die eerste fout wat hy gemaak het, maar hy vra toe vir die kleintjies. As die koekblik in die huis nou kon praat, wat sou hy gesê het? Pietie steek sy hand op. Fout nommer 2. Pietie steek sy hand op en hy sê, laat die kinders na my toe kom. Laat die kinders na my toe kom. Ek weet nie of julle ook so was met ouma se huisie. Kyk, as jy daar aankom, dis asof daar 'n natuurlike aantrekkingskrag is na koekblik toe. Deesdae is daar nie meer koekblikke nie. Ek weet nie wat het geword van die koekblikke nie. Nou is dit alles sulke plastiek goed. Dis stupid. Want nou kan ek al lankal sien daar's koekies, maar die koekblik, jy weet nie wat gaan aan binnekant wees nie. Jy weet net jy kry so 'n vreeslike preek by die huis en sê jy mag nie aan daai blik raak nie. En as ouma by daai blik kom en sê net, daar's 5 weg, daar's 9 weg en dan op die einde na die vakansie is alles weg. Maar ons praat vandag oor wees Jesus se hande. Wees Jesus se hande. En ons is besig met ons uitreik tyd en waar ons werklik tyd maak. Waar ons tyd maak om by mense te gaan tyd spandeer waar ons net vir hulle Jesus kan wees. En weet jy wat is vir my so beautiful? Ek in hierdie laaste 2 weke toe hoor ek iemand sê dat Jesus is vir mense wat in behoefte is, baie keer in die vorm van 'n broodjie, of in die vorm van 'n Coke, of in die vorm van 'n soppakkie. Dis baie keer vir mense Jesus. Mense wat hom nie ken nie, mense wat hom nog nooit ontmoet het nie, mense wat nie weet van hom nie, is Jesus baie keer in die vorm van 'n soppakkie. Dis vir my so spesiaal, want daar's 'n rede hoekom ons al daai verskillende goed het. Want dit is 'n manier hoe ons Jesus se hande kan wees vir die wêreld. Ek wil jou vra as jy 'n Bybel het, blaai saam met my na Romeine 12 en ons gaan lees vanaf vers 9. Ek gaan in die boodskapvertaling lees. Jy is so welkom om op die skerm te volg saam met my. Romeine 12 vanaf vers 9 sê: Moenie net maak asof julle mekaar liefhet nie. Is dit nie 'n powerful sin om mee te begin nie? Moenie net maak asof julle mekaar liefhet nie. Nee, gee regtig vir mekaar om. Haat alles wat sleg is. Doen net waarvan God hou. Julle moet mekaar Julle moet mekaar soos eie broers en susters liefhê. Behandel mekaar met groot respek en agting. Moenie vir een enkele oomblik verslap in julle diens aan die Here nie. Nee, laat die Gees julle met sy krag aan die brand steek sodat julle voluit vir God kan leef. Dien die Here met groot oorgawe, nie halfpad nie, nie bietjie nie somtyds nie, met groot oorgawe. Vers 12 sê: Sien met blydskap uit na daardie dag waarop die Here alles nuut kom maak. Moenie mismoedig word as jy ly omdat jy Christene is nie. Bid sonder ophou. Vers 13 sê: Help ander gelowiges wat swaar kry. Wees gasvry. Dis 'n vreeslike, dis 'n kort sin, maar dis amper 'n preek op sy eie. Wees gasvry. Nou het ek my plek verloor. Ai, maar dis moeilik op hierdie stupid ding. Stel julle huise tot beskikking van gelowiges wat nie 'n plek het om te huis te gaan nie.
Moenie mense beledig wat julle vervolg nie. Bid eerder dat God sy goedheid vir hulle lewens sal uitstort. Lag en vier fees saam met elkeen wat bly is. Lag. Dis lekker om te lag. Wees bly. Julle al gesien hoe negatief en knoragtig en suurlemoenagtig is die wêreld. Julle het al gesien, dis verskriklik wat hier buitekant aangaan. Jy stap in die mall aan, dan wil ek net vir partykeer vir iemand met 'n suigstokkie slaan of net 'n suigstokkie in hulle mond sit. Laat dan net bietjie soet inkom. Net lyk asof jy kan glimlag ook. Nee, lag en fees vier saam met elkeen wat bly is. Huil saam met elkeen wat hartseer is. Leef in harmonie met mekaar. Dis vir my die mooiste. Leef in harmonie met mekaar. Moenie baklei nie, moenie beter as ander mense probeer wees nie. Maak vriende met mense wat nie te veel van hulle self dink nie. It's powerful. Onthou, jy beskik nie oor al die kennis en wysheid in die wêreld nie. Wees nederig. Moenie net reg sit om ander mense uit eie munt terug te betaal as hulle iets verkeerds aan julle gedoen het nie. Nee, doen liewer goeie dinge sodat ander mense kan sien dat julle God dien. Hoor julle? Iets van dade, dis iets van doen wat jou getuienis dra. Doen van julle kant af alles in julle vermoë om vrede met ander mense te leef. Laat staan al julle wraakplanne. My liewe broers en susters, dit pas glad nie by 'n gelowige nie. Los sulke dinge vir God. Daar staan immers in die Bybel, ek alleen het die reg om te straf. Ek sal wraak neem, sê die Here. As jou vyand honger is, moet jy sorg dat hy iets te ete kry. As hy dors is, moet jy hom iets gee om te drink. Nie die persoon langs jou nie, jy. As jy dit doen, sal jy hom verskriklik skaam maak. 21 sê, laaste vers. Moenie toelaat dat dit wat sleg is in jou lewe die oorhand kry nie. Oorwin die bose deur te doen wat God van jou vra. Amen. Net tot sover. So skrifgedeelte vir die môre en dis 'n mondvol. Daar's baie. Dit is asof jy hierdie skrifgedeelte kan opdeel in sulke bullet points van alles wat jy moet doen. Hierdie is belangrik. Dit moet ek doen. Hierdie moet ek onthou. Ek moet nie hierdie doen nie. En dit is 'n verskriklike mondvol kennis. En terwyl ek so navorsing doen deur die week, toe kom ek op 'n storie af. Ek weet nie wie van julle ek wil nie sê die voorreg gehad nie, maar wie van julle ken mense wat deel was van die Tweede Wêreldoorlog nie, maar in die Tweede Wêreldoorlog het die Nazis Londen aangeval. En terwyl dit gebeur het hulle bomme laat val die hele wêreld vol en daar was 'n Anglikaanse kerk in Londen, net so buitekant Londen. En hierdie kerk het 'n Jesusbeeld gehad wat buitekant het staan en hierdie Jesusbeeld se hande was so uitgetrek. Nou ek het hierdie hele week op Google spandeer net om te kyk of ek nie hierdie beeld in die hande kon kry nie. Maar daar's baie ander beelde en ek wou nie vir julle lieg en vir julle sê dit is dit is hoe dit lyk en dan is dit nie dit nie, maar daar's regtig nou nie 'n beeld nie, maar die storie is wel waar. En hierdie kerk het hierdie Jesusbeeld gehad wat buitekant die kerk gestaan het en die hande staan so uitgestrek en daar staan onderkant die beeld: Come unto me all who labor and are heavy laden. In Afrikaans, kom na my toe, almal wat moeg en oorlaai is. Staan onderkant die beeld. En in die middel van hierdie Tweede Wêreldoorlog kom die vliegtye en hulle laat val bomme en een bom val op die kerk en die kerk is demolished, stikkend, afgebreek tot op die grond toe. En selfs die Jesusbeeld het seer gekry. Toe alles nou verby is, toe kom die gemeentelede en hulle wil nou die kerk herbou. En hulle herbou die kerk en hulle sien toe maar daar lê die Jesusbeeld en toe hulle nou die Jesusbeeld wil regop kry en hom ook weer op sy plek kry, toe sien hulle maar die arms en die hande van Jesus is af van die beeld. En hulle het toe hulle kon besluit gemaak het om die beeld se arms en sy hande te vervang. Maar hulle besluit om dit nie te doen nie. En wat so powerful is, toe verander hulle die woorde aan die onderkant.
En daar staan vandag onder daardie Jesusbeeld, sonder arms en sonder hande. Christ has no hands but your hands. And Christ has no arms but our arms. Is it nie beautiful? Christ has no hands but your hands. And Christ has no arms but your arms. Is dit nie iets powerfuls hoe ons hierdie boodskap kan mee begin nie? Is dit nie 'n manier hoe die Here met ons harte werk om te laat besef dat Jesus was op die aarde en toe hy op die aarde was, ons kom nou net uit Pinkstertyd uit waar ons gepraat het oor die Heilige Gees en hoe hy betrokke moet raak in ons lewens en wat is sy funksie? En net voordat hy opgaan, toe sê ek gaan vir julle 'n helper stuur. En hierdie helper gaan julle help om ware kinders van die Here te wees. En hier uit hierdie beeld sien ons dit amper in aksie. Dat die Heilige Gees help ons om die hande en die arms van Jesus te wees. Daar is 'n lied met die volgende woorde wat sê: You're the only Jesus some will ever see. You're the only words of life some will ever read. So let them see you, the one in who is all they'll ever need. You're the only Jesus some will ever see. It's a beautiful song. You're the only Jesus some will ever see. Nou dit het my, toe ek hierdie ek wil net hê julle met die woorde daar hou vir 'n rukkie, want ek wil hê lees die sang deur op jou eie tyd. En ek wil jou vra om bietjie te gaan kyk in jou hart. En ek gaan vir jou vra rondom hierdie lied. As ek en jy die enigste beeld van Jesus is wat iemand dalk ooit gaan sien, kan hulle hom sien in my en jou? Dis my vraag. Dis my vraag. As mense kyk na hoe jy optree, hoe jy praat, sonder dat jy 'n woord van die Bybel gebruik, sonder dat jy 'n woord van Jesus sê, kan hulle hom in jou en my sien? Dis my vraag. Die tweede vraag is, sal hulle kan agterkom wie is Jesus deur my en jou lewe, in ons lewenstyl, hoe ons praat, hoe ons optree, teenoor die mense daar buite, teenoor ons werksmense, teenoor ons huishulpe, teenoor die mense in die straat, teenoor ons familielede, sal hulle kan agterkom wie Jesus is? Die laaste vraagie is, sal hulle Jesus in hulle lewens wil hê as hulle na my en jou moet kyk? Dis 'n powerful vraag. Want jy, kind van die Here, is dalk vir iemand op hierdie aarde die enigste Jesus wat hulle ooit sal sien. Jou woorde, jou optrede, jou manier van leef is die enigste verwysing wat mense sal hê na Jesus toe as hulle hom nie ken, as hulle nie toegang het tot die Bybel nie. En ek vra vir jou vandag, ons word uitgenooi om die hande van Jesus te wees. Maar in die manier hoe ons lewe, kan mense hom werklik sien. En ek dink dis iets waarmee ons sukkel vandag. En ek wonder, hoekom sukkel ons vandag om werklik 'n lewe te leef wat getuig van Jesus? Waar mense hom werklik kan sien in ons woorde en ons dade en dit wat ons doen. Hoekom? Ons vergeet, is die eerste een, of die werklike beginsels van hoe ons 'n lewe moet leef wat getuig van God, verstaan ons en doen ons nie. Dis die enigste antwoord. Die enigste twee antwoorde daar is, of ons vergeet dit, of ons verstaan nie wat ons moet en nie moet doen nie. En onthou, ons sê nou al vir die laaste 3 weke so, kennis is net mag as jy dit kan gebruik. Maar wanneer kan jy dit gebruik as jy dit verstaan? Nee, ek gaan nou vir Janine gebruik, nee, want sy het nou fisika en chemie as haar vakke. Nou sit ek daar, nou probeer sy vir my verduidelik, maar ek kan dit leer soos 'n papegaai, en ek sal die som kan doen, maar ek gaan nie verstaan wat ek doen nie. Is dieselfde met mense, dieselfde met Christendom. Mense gebruik dit nie, mense pas dit nie toe nie, want ons verstaan dit nie. En as ons deur hierdie
skrifgedeelte kyk, dan is daar baie goed wat ons moet doen en nie moet doen nie, maar daar's 3 goed wat vir my uitstaan in hierdie skrifgedeelte. En die eerste een is, ons om Jesus se hande te wees, moet ons opregte liefde hê. Ek gaan nou slang gebruik. Ons moenie fake liefde hê nie. Aangeplakte liefde hê nie. Ek dink ons almal kan getuig van iemand wat al oor jou pad gestap is. Moet net nie jou hand opsteek as dit jou vrou of man of iemand in jou huis is nie. Maar ek glo nie dit gebeur in hierdie gemeente, dit gebeur in 'n gemeente in Uitenaag, Jan Kemp, ek weet nie, daar ver. Maar opregte liefde. As jy opreg vertaal in Engels, dan kry jy die woord sincere. In Latyn beteken die woord sincere sonder waks. Sonder waks. Waar kom dit vandaan? Kom vertel vir jou storie. Toe Latyn nog 'n taal was wat almal gebruik het en wat die taal was van die dag. Toe het die pottebakkers, die skelm pottebakkers, daardie dae waks gebruik om hulle potte te herstel, om die krake en die gate te vul. En dan verf hulle dit nou mooi op mat en dan sit hulle dit op hulle toonbank neer en jy stap daaraan en sê, "Ooh, pappa, ek wil hierdie een hê." En dan vat jy nou die ding en jy dink jy koop die grootste bargain. Jy gaan huis toe, jy gooi 'n bietjie warm water in en dan gebeur daar iets. Want wat gebeur met waks as dit warm raak? Dit smelt. En baie van hierdie potte het dan gelek en baie van hulle het selfs gekraak en in stukke ingebreek. En toe ontstaan daar hierdie sê ding van sonder waks, sincere. En dan het al die pottebakkers van die dag sulke bordjies gehad wat hulle buitekant hulle winkeltjies of stalletjies ophang wat sê sonder waks. Sodat mense kan agterkom dat as ek hierdie pot koop, dan is dit 'n opregte ding. Dis nie 'n fake ding nie. Daar's nie gate in dit. Dis nie gevul met waks sodat dit net moet heel lyk nie. Dis opreg. Vandag hoor jy as mense praat en jy luister bietjie hoe mense te kere gaan om hulle self te regverdig en dit wat hulle doen te regverdig, dan hoor jy die woord hypocrites. Dis 'n woord algemeen aan ons dag. Mense gebruik dit vreeslik as hulle jou werklik nou wil sleg sê, dan sê hulle jy's 'n hypocriet. Die kerk praat of die Bybel praat van wit gepleisterde grafte. Dis nie opreg nie, dis nie genuine nie. Jy sê iets maar jy leef iets anders. Jy doen iets maar dit wat in jou hart aangaan getuig nie van wat jy sê en doen nie. Hypocrites. Wit gepleisterde grafte. En hier sê die woord om werklik Jesus se hande te wees, moet ons vir mense opregte liefde wys. Nie fake liefde nie. Opregte liefde. Want weet wat het ek al agtergekom? Ek's mal oor sendingwerk. Ek is nie die ou wat jy moet Sahara toe stuur. Ek hou nie van 'n tent nie. Ek hou nie van die feit dat die enigste vorm van water is as ek in 'n rivier moet gaan swem, want ek hou nie van 'n rivier. Dis mooi, ek wil net nie in dit wees nie. Want as die sluik eers aan my voete raak, dan is ek regtig 'n Petrus, want ek loop oor die water dan. Ek hou nie daarvan nie, ek is nie daai ou nie. Maar weet jy wat het ek agtergekom? In my gap jaar, net na matriek, het ek 'n jaar afgevat en ek het 'n diensjaar gaan bywoon. En hulle het ons Appington toe gevat en ons moes in 'n plakkerskamp gaan bly het. En daar het ek iets ontdek van opregte liefde. Want weet jy wat 'n kind en daai mense met wie jy na wie toe jy uitreik, kan dadelik agterkom of dit wat jy doen en sê opreg is. En in my eerste paar dae het ek vreeslik gesukkel. Want ek het nie gevoel of mense luister of mense daar's nie toenadering nie. Daar's nie 'n lekker conversation aan die gang nie. Daar's nie 'n verhouding wat gebou word nie. En daar's iets van opregte liefde wat ek eers moes ontdek. En toe ek dit ontdek en dit raak deel van my lewe, handomkeer. Verander die manier hoe mense met my praat, die manier hoe mense my hanteer. Om Jesus se hande en arms te wees, moet ek en jy vir mense om ons opregte liefde wys. Hierdie wêreld is gevul met fake liefde. Gevul daarmee.
Ons sê, ons gaan die mense help en ons gaan vir hulle huise bou en ons gaan vir hulle die beste wêreld gee en dan gaan hoor jy hoe voel die mense wat daar bly. Of hulle dit voel, of hulle dit verstaan. Of hulle daai liefde voel, dan hoor jy dit nooit. Hulle hoor dit nooit, hulle voel dit nie. Fake liefde. Ons moet opregte liefde vir mense wys. Die tweede ding is, om Jesus se hande te wees, moet ons werklik bly wees. Bly wees. Hier praat ons van innerlike blydskap. As ek praat van innerlike blydskap, dit is nie 'n blydskap wat jy kan opwek of maak of fake hier in jou hart nie. Innerlike blydskap is iets wat net natuurlik kom. Nou, nie julle nie, mense in Uitenhage in Jan Kempdorp of een van daai gat sonder rand of een van daai plekke. Nie julle nie. Maar as mense dan party van hulle kyk, hulle, nie julle nie. Party van hulle kyk, kan jy duidelik agterkom. Daai innerlike blydskap se vervaldatum is 50 jaar al terug gebeur. As hulle met jou praat, as hulle met jou kommunikeer, dan kan jy nou sommer sien, dit het al gevrek hier binne. Jy sien dit sommer. Mense is nie meer bly nie, man. Hulle is nie, ons wil net kla. O, dis lekker om te kla. Gaan kyk bietjie hoe gaan dit op mense se Facebook aan. Dan gaan kyk jy net in die laaste week, hoeveel positiewe goed sit hulle op en hoeveel negatiewe goed sit hulle op. Dan sien jy, omdat ons like dit om te share oor al die potholes en al Zuma se foute, ons hou daarvan. Maar die goed wat ons moet bly maak, die goed wat ons moet opgewonde maak, waar's dit? Hoor 'n bietjie hoe praat mense met mekaar. Ek dare jou. Ek dare jou. Gaan jy nou in jou huis hierdie week en in die oomblik wanneer jou vrou of iemand praat, bly net bietjie stil en luister mooi of dit wat hulle oor praat positief is. Jy gaan met 'n bomskok agterkom, jy's getroud of daar's suurlemoen in jou huis. Met 'n bomskok. Maar dis mos nie julle nie, dis mense in Uitenhage en Jan Kempdorp. Mense is nie bly nie. Daar's nie innerlike blydskap in hulle lewens nie. As jy gaan kyk na ons skrifgedeelte, dan staan daar in vers 12 hoe Paulus skryf, jy moet bly wees, selfs al gaan dit moeilik. Paulus was in die tronk gewees en hy was bly. Paulus was met die dood gedreig en hy was bly. Hoekom? Want dit is nie 'n blydskap wat hy moes opmaak nie. Dis 'n blydskap wat God in sy hart wakker gemaak het. Dis iets wat net natuurlik uitgekom het. Kind van die Here, as jy Jesus se hande en arms in hierdie wêreld wil wees, moet daar iets van innerlike blydskap in jou en my lewe wees. Mense kort dit, ons wêreld kort innerlike blydskap. Weet julle wat vir my baie sleg? Dat jy kan net blydskap gee as jy dit ontvang ook. Nou gebeur daar hierdie bose kringloop. Jy's negatief, jy beïnvloed die volgende ou negatief en dan is dit hierdie amper soos 'n sneeubal storie wat aan die gang is. Op die einde het jy jou hele huis negatief. En ek het baie keer, het ek en Janine ook, want kyk 'n gemeente, nie hierdie gemeente, nie ander gemeentes, daar's baie negatiewe goed, hoor? Ons gemeente sukkel nie met finansies nie. Ons gemeente is gevul met mense wat altyd opdaag as jy hulle vra en hulle is bly om jou te help en dit gaan goed hier by ons. Maar in ander gemeentes het jy nie dit nie. En ek het al agtergekom, as ek met haar praat ook, hoe baie keer kan mens net op die negatiewe goed fokus en mens praat nie oor die positiewe goed nie. Nee. En dat ons onsself baie keer stop en sê, "Eers wie jy? Kom ons praat oor iets anders of kom ons kry net iets anders want ek voel al morbied." Soos wat ons oor die negatiewe goed praat. Innerlike blydskap. Die laaste een. Om Jesus se hande te wees, moet ons vrede hê en wees. In vers 16 staan dit so mooi in die gedeelte wat ons vanmôre gelees het. Ons moet in harmonie met mekaar lewe. Kom ek verduidelik vir jou harmonie, dis vreeslik eenvoudig. Jy het in nood
wat ons sing. Sê nou maar is daai in. Harmonie beteken, daar's alle note wat saam speel. En dit klink nie een verkeerd nie. Wanneer iets nie in harmonie is nie, dan klink dit so. So skril klank. Party van julle as julle in die oggend vroeg opstaan, dan klink julle ook so. Maar so skril klank. Maar die woord sê duidelik om Jesus se hande en voete en sy arms te wees in hierdie lewe. Moet daar vrede wees en ons moet in harmonie met mekaar leef. As jy vanaf vers 16 of vanaf vers 14 af aflees, dan sien jy daar's 'n klomp goed wat ons moet doen en hierdie goed kan jy alles in 3 kategorieë opdeel. Die eerste een sê vyande. Dan praat ons van vers 14, 17, 19 en 20. Vyande. Ons almal het vyande. Ons almal het mense waarvan ons nie hou nie. Ons het almal mense wat al iets aan jou gedoen het, wat jou te nagekom het, wat al iets leliks aan jou gedoen het of veroorsaak dat iets leliks met jou of iemand naby aan jou gebeur het. Ons almal het vyande. En hier sê die woord, en ek hoop nie ek is die enigste een wat sukkel hiermee nie. Hier sê die woord, ons moet ons vyande lief hê. Ons moet vir ons vyande bid. Ons moenie wraak teenoor hulle neem nie. Het jy al agtergekom hoe praat ons? Ek gaan kyk net bietjie in die laerskool. Dit is vir my fascinating hoe hulle baie keer met mekaar praat. Die een triep die ander een. Dis nie eers 2 minute later dan val die een wat die eerste een getriep het. Want ek moet hom terugkry. En hier kweek ons hierdie ding van jonk af. As jy iets aan my gedoen het, moet ek dieselfde ding aan jou terugkry, want jy moet nou leer. En as hierdie bose kring loop, en op die einde, mis ons wat die woord vir ons sê. Dat moenie wraak neem. Moenie eers dink daaraan nie. Laat God dit doen, want net hy kan dit doen en dit regverdig doen. Ons vyande. Woord sê so ver en hy sê, as jou vyand of mense arm is, maak die deur oop, laat jou vyand by jou slaap. Geef hom kos, sorgvol. Dis iets wat ons moet leer, om werklik Jesus se hande en arms te wees, rondom ons vyande. Die volgende een sê, empatie. Empatie. As 'n groot verskil tussen simpatie en empatie. Empatie, dan praat ons, ek weet hoe jy voel. As jy bly is ek bly. Ek deel in die emosie wat jy nou beleef. Het ons werklik empatie met die mense om ons? Weet ons regtig hoe dit met mense gaan? Gaan sit jy werklik saam met mense en jy luister na hulle storie en jy klim in hulle wêreld in? Daar's ietsie wat in my hart gebeur het toe ek in Appington was en ek in daai plakkerskamp gebly het. Rondom empatie. Want ek het 'n idee gehad hoe dit moet voel. Ek het 'n idee gehad wat daar aangaan. Ek het 'n idee gehad wat swaar kry is. Maar toe ek al gaan bly vir 'n week lank, sonder 'n ATM, sonder 'n selfoon, en ek moet net wees. Dus daar iets van empatie wat met in my hart wakker gemaak het, en ek wil nie sê ek's beter as jy nie, maar ek wil vir jou sê wat het met my gebeur. Want empatie moet ons hê met die mense om ons, om werklik te verstaan. Dis hoekom die woord so duidelik sê, wees bly saam met die wat bly is, en huil saam met die wat huil, want ons moet empatie hê. As Suid-Afrika vandag meer empatie teenoor mekaar kan hê, weet ek weet julle, ons verander hierdie land in 'n jaar. Net oor empatie, liefde teenoor mekaar. Die laaste een sê, energiegewers. Nou al hoe ek energiegewers vir jou kan verduidelik, ek weet, ek het 'n ysterprobleem, né? So, hierdie werk nie noodwendig vir my nie, maar vir baie van julle, as julle gaan vir 'n Vitamiin B inspuiting, dis 'n seer storie, maar as jy daarvoor gaan, dit is mos hier in die bout, né? Jy kan vir 2 ure amper nie loop en lekker sit nie, maar na daai inspuiting, is asof jy hierdie energie boost het. Jy sien weer kans, jy het weer energie, dit is asof jy weer lekkerder voel. Jy kry 'n glimlag, jy kry weer energie om te doen. As ek en jy werklik Romeine 12 leef, en ons doen hierdie goed, gaan dit vir jou voel soos 'n Vitamiin B inspuiting.
Jy gaan energie kry. Dis hoekom Paulus kon doen wat hy doen. Dis nie omdat hy so grand was nie, maar omdat hy geleef het volgens hierdie reëls, volgens hierdie to-do list, volgens hierdie goed wat die Here in sy hart wakker gemaak het, het hy energie gehad vir dit alles. Hoe op aarde dink julle het Jesus dit reg gekry om te doen wat hy gedoen het? Waar het hy die energie gekry? Dis omdat hy geleef het wat God in sy hart wakker gemaak het. Hy was werklik God se hande en God se arms. En ek wil eindig met hierdie storie. A missionary was lost at sea and presumed dead. However, he washed up on a beach where a tribe took him in, nursed him to health, and where he lived for 20 years. He never gave a verbal witness, but in those years cared, befriended, consoled the people. After 20 years, julle 20 jaar, missionaries came telling about Jesus. The people said, he's been living with us for 20 years. Dis wat ek praat van. Na 20 jaar het hy nie een keer van daai mense vertel van Jesus nie. Hy het dit geleef. En toe die mense daar opdaag en sê, weet julle van Jesus? Ken julle Jesus? Kan ons hom aan julle voorstel? Toe sê hulle vir hom, moenie worry, hy leef al hier vir 20 jaar. Wat kan mense van my en jou sê? As jy nou moet weggaan, gaan jou getuienis ietsie wees van daar was Jesus in sy of haar hart, wat ons kon raak sien. Sal dit wees? Ek wonder, en ek wys nie vingers nie, ek wys al die vingers na my toe. As ek vandag moet doodgaan, sal mense werklik kan sê, daar was ietsie van Jesus in sy lewe. Sal mense dit kan sê? Dis hoekom ons jou wil so graag nooi om deel te raak van hierdie uitreik aksie. Kom ons wees Jesus se hande en arms. Want soos daai lied sê, jy mag dalk die enigste Jesus wees wat hierdie wêreld ooit sal sien of ontmoet, of mense sal sien. Jy kan Jesus vir iemand wees. Kom ons bid saam. Papa Vader, wat 'n ongelooflike voorreg is dit, om U naam groot te maak, om U naam te prys. En Here, vanmôre praat ons oor wees Jesus se hande. Here, ons lees in Romeine 12 van hoe ons dit kan doen en hoe dit 'n werklikheid kan raak. En Here, ek bid, mag hierdie woord nie net nog 'n boodskap wees nie, mag dit iets wees wat in ons harte wakker raak. Here, sodat ons werklik 'n generasie sal word, dat ons werklik 'n gemeente sal word, 'n familie sal word, 'n Christendom sal word wat Jesus se hande en arms is in hierdie gebroke, stikkende, negatiewe wêreld. Here, ek bid, mag U iets in ons harte wakker maak. En Here, dankie dat ons vanmôre met mekaar kon gesels het en net tyd saam met U spandeer. En dankie vir dit wat U in ons harte en lewens wakker maak. Here, ek bid dat waar ons nou uit mekaar uitgaan, mag U hand van bewaring oor elke motor en mens wees. Tot waar ons mekaar weer sal sien by vanaand se diens en volgende Sondag as U ons spaar. Here, dankie dat ek kan bid vir goedheid en guns om ons te volg. Elke dag en elke tree wat ons sal gee. In Jesus se wonderlike naam. Amen.